Ja, baie dankie dat julle hier is. Dis baie aangenaam om julle te sien. Die onderwerp, waar vind 'n mens, hoe vind jy rus, is baie profound. Ek weet nie wat is Afrikaans vir profound nie, maar profound klink so mooi. Dit is so diep dat ek kan nie bel, ek sê vir hom, waar dink jy die ding uit? Ek wil net weet hoe jou kop werk om by die onderwerp uit te kom. Toe sê hy, nee, hy is nie so diep nie, het kom van Olga af. Nee, van Quintus. Van? Quintus. Waar kom het van Quintus af? Wow, Quintus, so. Alright. So, dit is 'n baie diep, ek kan hier natuurlik baie lig van maak, maar as 'n ou oor hierdie vraag werklik diep delwe, dan kom jy by baie diep plek uit. By die vorige geleentheid 1 Oktober, 1 November, ja, ekskuus, jammer. 1 November het ek die oggend nie opgedaag nie. En ek gaan net so 'n bietjie daaroor vertel. Die oggend toe ek gereed maak, toe begin my neus bloei. En maar nie net bloei nie, aan die grens van loop. Dit is amper 'n straal. Maar jy weet, ek kry hom nie gestop nie. As ek hierdie neusgat toe druk, dan stroom dit by die ander een uit. En ek Carly gebel en Quintus gebel en sê trefreëlings en ek is later hospitaal toe net help net die bloeding stop. Maar dit is nie eintlik waaroor die storie gaan nie, want dit is nie ernstig nie, dit gebeur. Hier kom my storie. Ek is in die hospitaal en hulle begin toets op my doen. Kyk, hulle toets jou vir alles, vigs, kanker, alles moontlik, want hulle kyk hoeveel geld hulle in 'n kort rukkie uit jou kan maak. En hulle toets my vir alles. Want hoekom bloei my neus so erg? Ek het naderhand begin dink ek is 'n bloeier. Jy begin dink, wonder hoekom bloei my neus so erg? En maar een van die goed wat hulle doen, hulle vat jou bloeddruk. Hulle druk naalde in jou in, hulle trek bloed en hulle doen bloedtoetse. Vat 'n EKG is reg, hulle kom later terug, die bloedtoetse, alles is reg. Maar hier storm 'n nurse met my en sy sê, meneer, hoekom drink jy nie jou bloeddrukpille nie? Ek sê, want ek het nie hoë bloeddruk nie. Sy sê, jou bloeddruk is 180 oor 140. En dis zijn aardig. Maar nou. So dit word toe nou die fokus van die event. Hulle gee vir my medikasie om my bloeddruk af te kry. En maar hy gaan nie af nie, hy gaan op. So op 'n kos hulle vir my bloeddruk is nou 190 of hier by die 150 rond. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoe voel jy, meneer? Want ek is so ontstel om half dood te gaan. Ek is okay, maar ek voel nie meer so lekker nie. En toe begin hulle met 'n tweede ronde van medikasie. En op daai stadium sê hulle vir my bloeddruk nader nou 200 oor iets. So hulle gee my medikasie om dit af te kry, maar intussen gaan dit op. En dis toe wat ek vir die dokter sê, maar dokter, dan dink ek jou masjiene is verkeerd. Kan nie wees nie. Dit is die offisiële masjiene. Dis in die noodafdeling, dis nou die masjiene. En sê maar, kyk maar, en hier bring hulle ander masjiene en stoor hulle aan en vat my bloeddruk en sê, ja, maar dit is normaal. Bietjie hoog. Dit was so 'n bietjie stres gewees, want ek dan, weet, as jy 'n toespraak moet maak en jou neus bloei, dan het jy stres. Jy kan nie die ding beheer en die ding moet nou stop. So sy sê vir my, maar in daai geval kan ons jou ontslaan. En ontslaan, rukkie daarna, ek maak die storie baie kort, ry ek Bosveld toe. Ek ry self die kar intussen hier in Bella, in die middelbaan, die verkeer is erg. Op die eerste in van die maand, pad Limpopo toe is baie besig. Sê ek die volgende, vir die wat saam met my in die kar is, die volgende, ek kan niks sien, ek's blind. En ek pas uit, daar.
in die middelbaan verloor ek my bewussyn. Maar ek het 'n sekond gehad om van die pad af te kom. Ek het 'n boom gesien en ek het 'n kar links van my gesien, bietjie agter my, en ek het besef as ek nou afgaan van die pad af, gaan ek nou nie raak ry nie, en ek het ons nie in 'n ongeluk gewees nie. So, niks het toe gebeur nie, maar dit kon disastrous gewees het. Nou, ons is net is 'n tussenwerpsel in die hospitaal besig om te sê hulle was ernstig nalatig. En dis net eintlik 'n gemors. Die onderwerp is, hoe vind jy rus? En ek vertel hierdie storie vir 2 redes. Die een is net om julle te sê, ek het nie opgedaag om met 'n kwaad is vir iemand nie, dit was 'n noodsituasie. En die tweede ding is, verkeerde advies is dodelik. Is dodelik. En in die lewe ook, as jy die vraag, hoe kry jy rus? Is daar baie maniere, maar voor ek daarby kom, gaan ek hierdie ding deel. Jakobus 4 vers 13 sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ek na die stad of daai stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Dink asof dit ons is. Julle wat nie eens weet wat môre met julle sal gebeur nie. Nou as jy my daai oggend gevra het, Gerard, wat kan alles met jou skeefloop vandag, sê ek verwag nie eintlik iets nie, maar dink mooi, wat kan met jou alles skeefloop, en so ek dit nie op die lys gehad het. Jy kan nie sê nie. Want hoedanig is julle lewe, want dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Soos 'n ketel wat kook en daai stoom kom uit en hy blaas daai stoom toe in iets en as jy dit weg van ons lewe word daarmee vergelyk. In plaas daarvan sê die Here, moet julle sê, as die Here wil en ons lewe, sal ons dit of dat doen. Nou, ons weet nie wat met ons gebeur nie, maar hier is rondom, dit sluit aan by die ruskwessie. Moenie te veel van jouself maak nie. Jakobus sê, ons lewe is 'n dampie. Ons is enerzijds ontsettend belangrik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So belangrik is ons. Terselfdertyd gaan dit nie oor ons nie. Vir Christus is ons baie. Vir my moet ek nie so vir myself so baie wees nie. En ons sit so baie druk op ons oor die vraag van waar vind ek rus, wat ek alles doen rondom my gerief. Hoe kan ek die lewe inrig om dit vir my gerieflik te maak? Want my verwagting is mos hierdie lewe moet gelyk loop en dit moet met my goed gaan. En Jakobus sê, jou lewe is maar 'n stukkie stoom teen 'n kas, wat as jy die ketel wegvat, is hy weg. Dis vlietend. En vir ons wat nou al, wel ek wil nie sê ek is oud nie, want ek is regtig nie oud nie. En iemand wat so dink, tel baie groot moeilikheid op, maar wat wel gebeur, is dat 'n ou besef, dat dit gaan ontsettend vinnig verby. Ontsettend vinnig verby. Jy loop iemand raak wat jy 10 jaar laas gesien het, en jy sê dit kan nie wees nie. Dit voel soos 2 jaar, maar dit is 10 jaar. En ek verstaan hoe ouer jy word, hoe meer word jy gekonfronteer met, hierdie ding kan stop. Hierdie ding kan stop. En dan is daar 'n ander dimensie ter sprake. So, wat daarvan, as ons rondom hierdie saak verkeerde advies kry? Rig jouself in so goed as wat jy wil. Soos wat jy kan, maak dit vir jouself so gerieflik. En dan koop ons gerief. Watter manier ook al. Koop gerief bedoel ek, ons wil vir die toekoms beraam, maar ons kan nie, en hier is ons russtelers. Wat steel my rus? Maar ek wil net die op rekord sê, rondom rus, kan ek nie hierdie oorslaan
om te sê wat Jesus sê oor rus. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Daar is nie rus buite Christus nie. Daar is nie rus nie. En as jy dit gaan soek, gaan jy dit nooit kry nie. Die Hollywoodsterre wat in die biljoene lewe, hulle leef op medikasie. En dit is een ding na die ander wat geld kan koop vir, en ek gebruik nou maar net die Hollywoodsterre as 'n voorbeeld. Ons maak ons skuldig aan dieselfde goed. En terloops, geld is nie die probleem nie, is die liefde vir geld. Daar's arme mense wat obsessief is oor geld. En dan is daar ryk mense wat hulle geld sinvol gebruik. So, die fout lê nie by geld nie. Die fout lê die obsessiwiteit rondom geld. So, wat is die soeke na rus? Want as jy in die nag lê, gekonfronteer met die diep dinge van die lewe, die konfrontasie wat met God af gaan speel, wat vandag afspeel en nie gaan afspeel nie, vandag afspeel, want jy weet, in jou diepste wese, ek is gekonfronteer met 'n soewereine God, dan het jy nie rus nie. So, hoe vind jy rus? Jy kan dit wegwerk, jy kan dit vermy met ander goed, anders as die werklike ding. Maar wat is die stelers van rus? Die een is vrees. Wat gaan word in die toekoms? Wat gaan word in die toekoms? Ons word in hierdie land gekonfronteer met die toekoms. Ek is baie bly ek leef in hierdie land waar ek op die wyse waarop ek doen gekonfronteer word met die toekoms, met die onsekerheid. Vir ons is hierdie onsekerheid van kardinale belang. Jy moet onseker wees. Want hy is onseker. En al die goed wat ons vrees oor die toekoms, en ons kan hulle lys, wat gaan van my kinders word in hierdie land? Wat gaan van ons word? Wat gaan word as ons mediese sorg in duie stort? Wat gaan ons word as die pensioen vir ons bankrot speel? Wat daarvan is, wat van 'n klomp goed? Die mooie hiervan is niks wat jy vrees gaan oor jou kom, die dag en iets anders oor jou kom. Dit gaan nie so uitwerk nie. Jy kan die scenario so sleg maak as wat jy wil. Hy gaan nie so uitwerk nie. Die goed wat jou tref, het jy nie vandag voorsiening gemaak nie. So rus maar. Hou op worry. En hier is so 'n kostelike vers in Psalm 94 vers 19 sê Dawid, en ek skryf in dat Dawid toe, hy het nie al die psalms geskryf nie, maar vir doeleindes van vanmôre ek het vergeet om te kyk of dit hy is wat dit geskryf het. Hy sê, as my gedagtes in my vermenigvuldig, as ek begin dink aan die loop raak, kyk, ons werk het ons presies uit. Die ergste scenario wat jou kan tref, dis klaar, dis nou klaar, dis hoe dit gaan gebeur. As my gedagtes in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my. Dawid gaan terug na die Here toe. 'n Soewereine God, wat jou lewe in sy hand het. En wat die kwaad toelaat, want sonder die kwaad kan jy nie lewe nie. Sonder die kwaad, die afgronde in jou lewe, die obstacles, word jy arrogant, en arrogansie is ons grootste gevaar. Nie die dinge wat die ANC oor ons kan bring nie. Dit is nie die groot gevaar nie. Die goed wat jy oor jouself kan bring, en daai onsekerheid wat ons het om te besef, weet jy, om hierdie toekoms te maak, het ek die Here nodig. Ek kan dit nie vir myself doen. Dieselfde psalm in Engels sien ek, when the cares of my heart are many. En 'n ander plek sê dit, when my anxious thoughts multiply. Ken julle hierdie ding van, ons werk dit presies uit. Wat van my kleinkinders? Asof jy iets daarin kan doen. Al wat ek van my kinders kan leer, as hulle, jy moet vandag vir my sê, my pa
toe hy sterf, met my broer om besoek, ek was nie daar nie, en my broer gaan na hom en is 'n dag of ure voor sy dood, en ruk voor dit het hy nie gepraat nie, hy het nie meer gepraat nie, en my broer kom by hom, en hy sy oë toe en my broer tap hom so op sy bors, en hy sê vir hom, hallo pa, en hy maak sy oë oop, en hy spreek die laaste woorde van sy lewe, hy sê vir my broer, julle moet die Here oppas hoor, dit is sy laaste woorde. En dit het hy met ons gesin gelos. So as ek vandag met my vrou, my kinders, my familie, my kleinkinders, daai gesprek kan hê om te sê, as jy dit doen, het jy alles gedoen. Sê maar, ons moet 'n paar ander slim goed ook doen. Ek sê, as jy dit doen, sal jy die ander slim goed ook doen. Daai ding moet jy doen. Jy moet die Here oppas hoor. As jy dit doen, dan sê die Here, ek maak 'n pad in die woestyn. As die toekoms toegaan, 'n pad, dan maak hy 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis, wanneer abundance, oorvloed van jou ontneem word, as die sisteem oorvloed van jou wil wegvat, dan sê hy, ek maak vir jou 'n rivier in die wildernis. Berge smelt weg voor die aangesig van die Here. Ken julle dit? Jy het hierdie ding wat voor jou lê, hierdie berg wat voor jou lê, en dan 'n jaar later dan wonder jy wat het van daai berg geword. Dan het hy stilletjies weggegaan. Baie keer al vir ouens gesê wat in groot druk is. Dink jy, het die Here jou al ooit in die steek gelaat? En dan sê hy nee, dan sê ek so, ons dink hierdie een gaan die eerste een wees. Jy vermoed die Here gaan jou drop hierdie keer. Nee, maar dis nie lekker nie. Nee, dit is veronderstel om nie lekker te wees nie. Dis veronderstel, jou trials is veronderstel om nie lekker te wees nie. Dis hoekom dit trials is. En dan is daar uit ons hierdie verwagting, dis ook 'n steeler van ons vrede, ons rus, is hierdie verwagtinge oor die lewe. Ons verwag dat dit aan ons verskuldig is, dat dit met ons gelyklopend moet wees. Hierdie gelykpad, dit is nie hoe dit is nie. En kyk, jy moet nou maar vrede maak daarmee. Dit is nie hoe dit is nie. Maar die mooie hiervan is, die kere wanneer jy aan die onderkant is, wanneer dit op pad af is, of jy beleef jy is nou bietjie op die bodem, dit is die beste tyd. As jy eendag met die Vader 'n gesprek het, nou dit gaan nie so afloop nie, maar en hy sê vir jou, vir my, Gerard, wat is jou hoogtepunte in jou lewe? Het daai ook gesien? Gaan hy vir my sê, miskien, is dit daai dag toe jy daai Ferrari uitgetrek? Dan gaan ek vir hom sê, Here, nee, dit was 'n laagtepunt. Ek het gedink dis 'n hoogtepunt, maar ek het uitgevind, my arrogansie, want die Ferrari is nie die probleem nie, dis die arrogansie wat agter dit lê, was besig om my op te vreet, en dit het my duur te staan gekom. Dit was 'n laagtepunt. En wat was jou hoogtepunte? Dan gaan ek dalk vir hom sê, Vader, dit was die tye wat ek regtig onder was eintlik my hoogtepunte. So, wanneer jy onder is, geniet dit. It's a good place to be. Jy gaan weer opkom. Moenie laat hierdie jou vrede by jou steel nie. Geniet die goed van die lewe saam met die swaar. Beide is nodig vir jou om deur hierdie ding te kom. En wees dankbaar van die goed wat jou van jou arrogansie bevry. Callie, dis jou beurt. Ek wil aansluit by Gerard deur, miskien moet ek net ook maar daar begin. Seker een van die plekke waar jy die swaarste gaan kry, is, kom ons noem dit die idol wêreld. As ek maar net. En as daar iets is wat jou rus by jou gaan steel, dan is dit om te wil wees wat jy nie is nie. En dit gaan jou moeg maak. As ek maar net,
in 'n ander tyd geleef het, as ek maar net soos jy was, as ek maar net kon sing soos jy, as ek maar soos jy gelyk het. En dit is sekerlik een van die moeilikste goed wat daar baie keer is vir ons as mense om uit daai spasie uit weg te beweeg, want wat dit eintlik impliseer is, maar jy was nooit bedoel om die ander een te wees nie. Daar is net een jy. En in die uniekheid van jou reis, en die uniekheid van jou storie, en die uniekheid van elke besluit wat jy neem, word jy wie jy is, niemand anders nie. En daar is rus ook in dit te vind, om te word wie jy bedoel was om te wees. Natuurlik, nog gevaarliker is in alle waarskynlikheid die voorgee wêreld. Jy weet, dis skyn. Jy's nie eg nie. Dit bring onrus, en daar's baie van dit op hierdie planeet. Dis net nie eg nie. En daarom is dit vir my nie vreemd dat Paulus in Romeine 8, wat eintlik, dis net daai een hoofstuk in die Bybel wat jy maar aan mekaar kan oorlees. Eintlik daai hoofstukke 5, 6, 7, 8. Tussen nou en Kersfees. Lees dit net so, maar Romeine 8. En dan kom hy by die punt waar hy sê dat ek en jy is weerkaatsings van Christus. Ons word Christus vir hierdie wêreld. Jy word Christus vir hierdie wêreld. En jy moet jou identiteit in dit optel. En die Griekse woord wat hy daar gebruik is ikoon. So in my eie kop het ek al hoe meer besef hoe belangrik dit is om weg te skuif van die kom ons noem dit die idol spasie, of die een van voorgee. En die belangrikheid van egtheid. So terloops, my dogters wil eintlik net een ding weet, en dit is pa, maar is jy genuine? Is jy eg? Dis al wat saak maak. Kan ons jou vertrou? En vandag se jong mense wil eintlik net dit weet. Is jy eg? Jy, die oom, die tannie. En Christus sê dan, maar ek en jy is ikone. Ons is weerkaatsings van die een wat is. En uiteindelik moet jou identiteit dan in dit vind. As ek kan rus dink, dan is dit in die sisteem, in die skepping as jy wil, in die oorsprong, ingeplant. Dis deel van dis hoe dit werk. Jy kan nie aan hierdie plek dink anders as dit nie. En ek dink die mees maklikste of die bekendste ervaring wat ons het rondom dit, is nie een van julle kan dag vir dag wakker bly sonder om te rus nie. En dit manifesteer natuurlik in slaap, né? Jy slaap en dan speel jy, en dan slaap jy en dan speel jy. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit aan mekaar gesit is. Maar daar's 'n rede vir die rus. En die rus is juis daar sodat jy kan sterk wees. So ek wil nou kategories vir jou sê, die mees produktiefste ding wat jy in jou hele lewe kan aanvang, is om rus sinvol te bestuur, om rus sinvol te ervaar, om rus te omvou, sodat jy kan wees en sodat jy kan word. 'n Bietjie van 'n paradoks, is dit nie? Die mees produktiefste ding wat jy kan doen, is om sinvol te kan rus, sodat jy kan speel en sodat jy kan sterk wees. Ek is nie 'n student van dit nie, maar ek weet in die bietjie lees van die afgelope week dat as ek nie rus soos wat ek rus nie, behoort te rus nie, is my hele immuunstelsel onder druk. En is ek baie meer ontvanklik vir siekte en vir ander toestande. Dis net hoe dit werk. Dis die afwesigheid van rus wat my op risiko sit. Daai streshormoon kortisol word meer vrygestel in die afwesigheid van rus. En slaap is maar net een van daai voorbeelde, is dit nie? So, jou stres gaan op in die afwesigheid van rus. Die liggaam gaan deur 'n proses van herstel, selle wat herstel. En die liggaam fasiliteer outomaties jou energievlakke vanuit die rus. So wanneer jy slaap, wanneer jy rus, wanneer jy 'n breek vat, wanneer jy net asemhaal, is jy eintlik besig met 'n totale herstelproses. Soveel so
dat dit ook veroudering in 'n mens se lewe kan teewerk. Jy beskerm jouself eintlik, jy help jouself deur te rus. Wanneer ek rus, is daar van die bloedvesels in my stelsel wat help met die verwydering van afvalprodukte. Met ander woorde, die gemors in die stelsel, jammer dat ek het nou so moet sê, word uitgewerk, ook wanneer jy slaap. So daar's 'n ongelooflike klomp goed wat met my en jou gebeur wanneer ons in rus is. En dis goed vir die mens om in rus gebeur. Interessant, jou gedagtes, jou gedagtewêreld, die gebeure van die dag, die goed wat jy vandag ervaar, word op outomaties geprosesseer, ook wanneer jy tot rus te kom, ook wanneer jy in die nag lê en slaap. Jou onderbewussyn is besig met daai herorganisering van die leerproses, van die goed waarvan jy oortuig is, die goed wat jy vandag geleer het, die goed wat jy van bewus geraak het. En sonder dat jy dit besef. Ek doen daai spanintervensies baie keer en ek sê altyd vir die ouens, moenie vir een nag kom nie. Kom vir 2 dae en verkieslik vir 3 dae. Want ek weet dat die goeie werk wat ons vandag doen, kry nuwe betekenis na 'n nag se rus. En sonder dat jy dit besef, is jou brein en jou onderbewussyn besig om die werk van die dag te herverpak, sodat jy môre bietjie anders dink oor die lewe, net omdat jy gister gespeel het. Maar jy kan dit nie doen as jy nie toelaat vir die rus nie. So, daar is nie my speelveld, jy weet hierdie goed nie. Ek lees dit nou maar soos wat jy dit kan lees op plekke raak. Maar ek dink dis net belangrik dat ons die konteks vir mekaar moet gee, dat rus het 'n doel, en rus is bedoel om jou sterk te maak. En dit bly die mees produktiewe ding wat jy in jou lewe kan aanvang. Maar hier's die interessante. In die 1960s, in 'n tydskrif, Time Magazine, spekuleer hulle oor die toekoms en hulle sê 20 jaar van dan af. So dis nou na die 1980s toe. Hierdie is lank terug. Right? In daai 20 jaar gaan die mens se werksweek van sê nou maar 40 uur 'n week afkom na 22 uur toe. Dis wat die ouens daai tyd voorspel het. So die werksweek gaan minder word en hy gaan korter word. Nou kom ons werk vir 'n oomblik net met die aanname dat iets van dit moes gebeur het of dit het gebeur. Dan sou die vraag vandag vir jou wees 70 jaar later. So wat het nou van die tyd geword? Daai wonderlike tyd wat jy sou hê net omdat jy jou werksweek anders bestuur. Nou hierdie is baie relevant tot ons wêreld. Want daar's vandag letterlik lande in die wêreld, baie meer die Skandinawiese lande, van die Europese lande, wat al hoe meer forceer wat Time Magazine 70 jaar terug, jy weet, voorspel het, na minder werksure toe, korter werksweke, 'n 4-dag werksweek of 'n 3-dag werksweek. Dis waar die planeet op pad is. Maar die interessante is, as ek dit sou suggereer, as ek vir jou sou sê, maak jou werksweek korter, dis 'n goeie ding om te doen, want jy het ook die breek nodig, jy het ook die rus nodig. Dan gaan jy dit nie reg kry nie. En jy gaan nie die tyd hê wat jy gedink het jy gaan hê nie. En jy gaan nie al die goeie goed doen wat jy gehoop het om te doen. Wat is die goeie goed? Gaan stap in hierdie park rond tussen die bome en haal asem. Gaan kyk voëls in die park daar naby waar jy bly. Gaan stap om die blok. Gaan sit en lees 'n boek. Gaan luister net goeie musiek. Moenie TV kyk nie, gaan luister net goeie musiek. Gaan doen al daai lekker goed. En die ironie is, ten spyte van die goeie intensie, kry ons dit nie reg nie. Ons is nie minder besig, net omdat ons, en ek weet nie of julle dit weet nie, maar van daai regerings is eintlik besig om wetgewing rondom hierdie goed in hulle lande in te dra. Met ander woorde, hulle forceer jou uit die spasie van werk uit, sodat jy kan terugkom in die teater. Onthou nou, Europa was die plek van teater. En mense gaan nie meer teater toe nie, want hulle het nie tyd nie. Hulle is moeg. Hulle is vuisfoos. Maar jy het nodig om ook teater toe te gaan. Of jy het nodig om net iets anders te doen, in die park te gaan stap en die natuur te geniet. Jy het nodig om terug te gaan na die straatkafee toe. Daar's geen rede hoekom ek en jy nie 3-4 uur die middag, nadat ons, bietjie omgegee het vir mekaar en mekaar gegroet het, ergens in die dorp kan gaan sit by 'n kafee
en 'n bier drink en jy weet, wat eet jy? En net gesels met mense vir wie jy lief is en vir wie jy omgee. Wat's fout daarmee? En wat het geword van daai manier van leef? Hoekom is dit nie meer so nie? Ons doen presies die teenoorgestelde, ten spyte van die feit dat ons weet, ons is eintlik veronderstel om hierdie goed anders te doen. So, Callie, as jy dan moet sê, wat kan vir jou meer rus gee, dan sou ek sê, jy moet, en ek sê dit omdat dit nie 'n skoolvak was nie, ook nie 'n universiteitsvak nie, ook nie vandag nie. Jy moet doelbewus jou lewe beter bestuur rondom sin en betekenis. Jy moet doelbewus nee sê vir goed en ja sê vir ander goed. Jy moet doelbewus jouself vind binne jou eie storie, nie in die idol wêreld nie, maar in die wêreld van wie jy is en die uniekheid van jou reis. En jy moet word wie jy bedoel was om te wees. En hoe nader jy kom aan die rustigheid van ek is, binne die konteks van die een wat jou hierdie geleentheid gee op die planeet, hoe nader jy kom aan dit, hoe meer word die rustigheid, hoe meer word die rus, hoe beter word die rus. Dan is die vraag, maar hoekom is ons dan nie studente van lewe nie? Hoekom is ons nie studente van die egtheid van lewe nie? Hoekom is ons nie studente van wat dit beteken om nie net 'n gebalanseerde lewe te hê van al die balle in die lug nie, die balle van werk en kerk en kinders en samelewing en gemeenskap. Nee, dis 'n ou gesprek om die balle in die lug te hou. Die kuns is om die vermenging reg te kry. Dit help nie jy het al die balle in die lug, maar jy's nog steeds oneg. Jy's nog steeds nie wie jy behoort te wees nie. Jy het nog steeds nie jou identiteit in Christus gevind nie. Die vermenging beteken ek leef die sin van die lewe van die mens wie ek bedoel was om te wees en ek leef dit raak. En daai spoor is die spoor vir 'n ander om in te trap, omdat ek die spoor trap van die mens wie ek bedoel was om te trap. Dis letterlik wat dit beteken om 'n ikoon te wees, om 'n weerkaatsing te wees, sodat ander ook in jou spoor kan trap. Daar's 'n stuk net egtheid, ek dink is maar die woord, in dit wat ek dink seker die mees belangrikste ding wat daar is vir enigiemand van ons. Ek wil afsluit net deur dalk die volgende te sê. Is dit moontlik vir my om te wees waar God wil hê ek moet wees op hierdie planeet? Een lewe. Maak nie saak hoe lank hy is nie. Een lewe. Een lewe. En dan die oorgang, en dan gaan die lewe mos nou aan. Die oorgang, die ander lewe, is een lewe. Dit bly een lewe, right? So dit, wat jy nou is en word, gaan ons net aan. Kan jy so oor die wêreld dink? Kan jy so oor jou lewe dink? So dit wat nou sin maak, behoort ons dan eendag nog steeds die goeie goed te wees, of nie? Die vraag is dit moontlik om te wees waar God wil hê jy moet wees? So, of is hierdie dalk die beter vraag? Kan jy weet dat jy is waar God wil hê jy moet wees? Of dalk nog 'n beter vraag. Weet God dat waar jy is waar jy behoort te wees? Met jou lewe. En ja, jy het die lesse geleer. Ja, jy het foute gemaak. Maar jy het ook aanbeweeg. Jy het ook volwasse geword in Christus. En jy trap die spoor van die een wie jy bedoel was om te wees. En God weet ek trap daai spoor. En ek weet, dis die punt, dat God weet ek trap daai spoor. Kan ek met my lewe wees waar God wil hê ek moet wees en ek weet dit en hy weet dit? Of is dit vir jou 'n brug te ver? En ek dink dis wat jy in jou pypie moet rook tussen nou en Kersfees. Maar daar's iets radikaal in die koms van Christus en daar's iets radikaal in die nuwe lewe en die andersheid. Daar het iets baie fundamenteel groot gebeur 2000 jaar terug. Wat maak dat ek en jy net nooit weer dieselfde kan wees nie.
Of is alles altyd net 'n brug te ver? Is daar altyd 'n verskoning? Is daar altyd 'n rede? Hoekom dit nie so is nie? Ek vind my vreugde daarin weer 'n paradoks, met 'n ongelooflike stuk nederigheid en dankbaarheid, dat ek is waar God wil hê ek moet wees, en dat ek elke dag nog steeds kan groei, en kan aanbeweeg op daai pad. Gaan nie volmaak wees nie, beteken nie daar skielik nie meer opdraandes nie, of die vrese en die banggoed nie, beteken nie daar's nie uitdagings nie, maar ek is waar ek moet wees. En een van die maniere om te weet waar ek moet wees, is om respek te hê vir dit wat reeds daar is. Met ander woorde om te verstaan die belangrikheid van rus, en om dit ernstig te vat. Ek het 'n gewoonte, ek en Olga aangeleer jare terug, ons het baie hard gewerk op ons lewensreis, en baie keer 7 dae 'n week gewerk. En kom die einde van die jaar, hierdie tyd van die jaar is ons vuisfoos. En dan klim ons lorry en ons ry ver op in Mosambiek, daar waar die Gautengers nie kan bykom nie. Ons gaan 'n bietjie verder. Toyota wêreld, met ander woorde. Ons gaan 'n bietjie verder. En wanneer ons daar is, in die ou dae was daar nie sein daar nie. Wanneer ons daar is, dan het daar min of meer 10 dae verbygegaan. En dan skielik het hier van binne af krag gekom, energie, wat ek nie vir jou kan beskryf nie. En daai eerste 10 dae, na harde werk, kan ek nie my armpies optel nie. Ek vind dit is vir my moeilik om op die strand te gaan stap. Dit is moeilik om daai kajak te vat en net 'n bietjie te roei, maar daar is nie krag nie. En vanuit daai rus, en vanuit die ure se slaap, ontwaak daar die regte Callie. Net omdat ek rus. En die mees wonderlikste vir my van daai fases van my lewe, was dat saam met dit, kom daar hierdie ongelooflike hoë vlakke van kreatiwiteit en innovasie. En ek sit op daai strand in Mosambiek, na dag 10, en dan skryf ek my plan vir die nuwe jaar op 'n iPad. Het vat my baie vinnig om dit te doen. Maar nou is ek in 'n spasie van baie hoë vlakke van kreatiwiteit en innovasie. Amazing. En ek het dit nooit verstaan nie, maar ek dink ek verstaan dit vandag net beter en beter. Ek het nodig om te rus, sodat ek kan word. Ek het nodig om asem te haal, sodat. Ek het nodig om my ure te slaap. En daai ure, vir iemand soos ek, is na alle waarskynlikheid baie nader aan 9-10 ure 'n nag, as die 3, 4, 5 wat party van ons baie keer slaap. Ja, maar Callie, is nie moontlik nie. Ons lewens laat nie toe vir dit nie. Ons is nie gewire vir dit nie. Weet jy wat? Jy moet dit so bestuur dat dit vir jou meer moontlik word. Maar as jy soos, jy weet, ek en Olga ook baie keer 11 uur die aand nog sit in channel switch met die televisie en jy soek iets snaaks om te kyk en wonder wat het jy nog nie gesien op YouTube nie, dan is dit miskien 'n goeie tyd om te gaan slaap. En as jy in daai gewoonte en daai routine kan kom, om net daai ekstra uur of 2 in te sit, dan is jy môre sterker vir hierdie lewe. Jy kan nie daai goed beklei nie. Daai is die gegewes van hierdie lewe. Jy kan nie dit beklei nie. Daar's nie 'n fight teen dit nie. So wat ek eintlik vir jou sê, as die slim ouens in Europa en Amerika en waar ook al sê, ons moet ons lewenstyl verander sodat ons meer kan, jy weet, ander goed doen, goeie goed. Ons moet in die teater kom. Ons moet, ek gee my voorbeeld, ons moet gaan stap in die park. Dan moet jy dit doen. Die regering moet dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit doen en jy doen dit aan jouself. En dis die geheim. As jy dit nie doen nie, sal die korter werksweek jou ook nie help nie. Jou moeilikheid bly. Inteendeel, dit word dalk groter. Jy moet doelbewus jou lewe bestuur sodat jy tyd het vir teater, sodat jy tyd het vir bier en kaaskoek. Nee, daai is nie 'n goeie kombinasie. 5 uur die middag in die dorp. Ouens, ons leef nie meer, ons kan dit nie meer doen nie. Ons is in groot moeilikheid, hoor. Op 'n persoonlike vlak. Ontbyt is hier, julle weet dat ons sommer daar bid waar ons is, so geniet dit.
Baie dankie vir die jaar se ons in die middel van die jaar begin weer met die 605. Maar baie dankie vir die ondersteuning. Ons gaan aanhou daarmee. Het ons al nog nie gepraat daaroor nie. Ons sal aanhou daarmee in die nuwe jaar. Is nou die lekker maande. Dis vroegoggend lekker warm as jy hier aankom. Die plek werk goed hierso. So ons gaan aan daarmee. So ons sien mekaar in die nuwe jaar. Ons sal hom adverteer. Maar baie dankie vir die ondersteuning. Ons het baie groot waardering daarvoor. As jy weggaan, vakansie, by die huis rus, vat die breek, ry veilig, pas jouself op. En spandeer tyd saam met die mees belangrikste, die mees kosbaarste goed in jou lewe. En dis altyd mensgoed. Dit kan nie anders nie. Dis mense. En geniet dit. En daar's nog iets, aankondigings? Nee, almal happy? Ja, geniet die ontbyt. Dankie. Sterkte.